Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water. You're the living water. Never drying fountain. Comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. And as you welcome again, welcome Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water. You're the living water. Never drying fountain. Comforter and counselor. Jesus. Take complete control. You're the living water. Never drying fountain. Comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. It's my God, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsty of my soul. Bread of heaven, feed till I want no more. Is my God filling up to overflow?
feed till I want no more. Fill my cup, fill it up till overflow. Here's my cup, Lord. Here's my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up till Praat so 'n bietjie dan met die Here waar jy staan, broer en suster, so kom koppies wat leeg is. Is jou masker al afgehaal, is jou pleisters al afgetrek, dat jou koppie kan vol raak vanmôre. Lê neer voor die Here wat jy moet neer waar jy is. Vergewe, spreek vry, maak jou los van die dinge wat jou vashou om geestelik te groei. In die atmosfeer van die Heilige Gees is dit die plek waar ons moet bly en moet wees. Waar ons moet weet, there is nothing for God too hard to do. There's nothing that's impossible for God Almighty. Laat hom toe om jou koppie vol te maak. En laat hy so lekker oorloop. Maak vol, maak vol, maak vol. Ons gaan dit weer 'n keer sien en ek wil jou nooi vanmôre. Wat daar in jou lewe is op hierdie oomblik, maak dit los. Maak dit los. Lê dit af. Gee vir die Here, laat hom toe oor jou te spoel. Kom ons sing weer. Here's my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up, and overflow. Kom ons sing vir die laaste ons saam terwyl jy met die Here praat. Here's my cup, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up till overflow. Hallelujah, thank you Jesus. Here, dankie dat ons koppie bietjie kan kom volmaak. Dat ons nie na die wêreld toe hardloop en daar gaan volmaak, Here, maar vir ewig dors bly, nie, maar dat ons kies om daar na die punt van lewende water te gaan wat in die hand is. Dat ons daar volgemaak raak met lewende water, waarna ons nooit weer sal honger en dors, na die wêreldse versagting in die Here. Die moeilikheid van die wêreld wil ons nie hê nie. Ons wil nie deel wees van wat hy doen nie. Ons wil deel wees van die koninkryk van God. Ons weet dat U gaan die rampe van ons sal weghou wanneer U die bloed sien. Here, dankie Here vir die Gees, vir die teenwoordigheid.
En ek vra dat elke hart wat voorberei is, die vrug sal ontvang van die saad wat nou gesaai gaan word. En dan daar uit hierdie diens uit vanoggend vele en wonderlike getuienisse sal kom van wat die groot God gedoen het. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie familie. Dit was 'n lieflike worship, né? Die rarig is om op te hou nie, maar ons gaan aan. Dit is baie lekker. Broers en susters, net voor ons gaan aangaan met die boodskap, wil ek net vir u 'n bietjie inligting gee rondom ons siekes wat in die hospitale was. Maritjie is nog in Aurora. Ons sal hierdie week ook wat verder met haar gebeur. Dan Maritjie Olkers is tans in Greenacres Hospitaal. Sy moet 'n baie groot operasie ondergaan. Kom ons bly bid vir haar, dat die Here haar sal deurdra. En Dion Lyons is by die huis. Hy is uit die hospitaal uit. Die dokter het hom kom sien en vir hom gesê jy is op 'n rus van 3 maande gesit dat jou liggaam kan herstel van die infeksie wat nou daar was. En daarna sal dokters besluit wat is die volgende stap vorentoe. Maar ons dank die Here vir sover dat ons nog met hulle kan praat elke dag, nog vir hulle kan bid elke dag en hulle nog kan besoek. Baie dankie daarvoor. Ek gaan vra dat die nuwe lidmate vir my vorentoe sal kom asseblief. Die raadslede kom staan vir my eers hier voor en dan die nuwe lidmate kom staan vir my voor almal asseblief. Al die nuwe lidmate, ek lees julle name uit. Zacharias Gerardus Foster. Fossie, waar is jy? O, daar is hy. Yvonne Foster, François Higgins, Mark George Bissett, Rina Bissett, hoe is hulle voor my? Louis van Soukens en Nicolien Kens. Okay, waar sit julle daar agter? Jacob Frank Reiners, Gloria Evelyn Reinders, Minda van Greenen en Sonika van Greenen. Julle almal hier so volg. Staan so met enige plek en net so voor die raadslede, net so voor hulle, daar sy. Daar is sy. Well done. Waar is Rolien? Ekskuus Rolien, kom help jy my gou eers. As jy vir my net elkeen sy sertifikaat kan uitdeel, dis al onmiddellik. Ek dink hulle staan sommer in die regterry, of ek is nie seker nie, ek dink hulle het verskuif. Lees maar die name, so ek gaan sê. Saria Foster, daar staan hy in die woon. Mark George, so is hy Mark. En dan Rina is langsom. Louis en Nicolien, daar staan hulle op die punt. Jacob Frank Reiners, hier staan die jongman hier so voor ons. En Gloria, Minda, hulle allemaal, sy is ongeskik as ek nou, ne? En dan Sonika, daar staan Sonika. Gloria, jy het jou nie, waar is Fossie, sy hier so sit by my. Waar is hy Fossie? Ja, ons het amper. Nou broers en susters, ek wil net ietsie van Fossie vertel. Ons is baie bevoorreg in die gemeente, dat die Here vir ons mense stuur wat in bedienings kan uitgaan. Fossie is eintlik pastoor Fossie. Hy is 'n evangelis en op ons uitreikings gaan hy altyd saam met ons en nou is hy deel van die gemeente. Hy het besluit, hy wil hier bly, nie waar hy wil groei waar hy geplant is. Amen, kan ek 'n amen kry? Ons gaan vir hulle net 3 vrae vra. Ek gaan eers 'n bietjie wegstaan as ek dalk vir my wil kwaad raak. Net so 'n bietjie ergens afstand kry. Kyk, gee hom vir my. Ek wil vir julle vra eerstens, julle moet my antwoord. Het enige iemand julle gedwing om 'n lidmaat van Lofoor te word? Goed. Tweedens. Papa. Jy weet wat ek praat. Tweedens wil ek vra, beloof julle om die onderlinge byeenkomste by te woon soos die Bybel van praat. Die derde een is nou die swaar vraag. Indien enigeen van julle so 'n bietjie links of regs van die Bybelse beginsels afwyk, mag ons na julle toe kom en julle in liefde reghelp. Daar sê baie dankie. Ek wil vir julle sê baie welkom hier by Lofoor. Dis die oord van lof. Dis waar ons die Here groot maak en ek wil vir julle vra, skakel in. Ek gaan nou in my preek 'n bietjie meer praat oor skakel in, word deel van die familie, bly in die familie. Al kom daar moeilikheid in die familie, dan sorteer ons dit uit. Ons hardloop nie weg van moeilikheid nie. Ons sorteer dit uit in liefde soos vir die Here sê ons moet wees.
Ek gaan vir julle bid en dan gaan ek vra, as ek daar gebid en dan gaan die raad julle almal verwelkom en dan kan julle gaan sit en dan gaan ek die boodskap preek net vir julle vanmôre. Is dit reg? Kom ons bid so. Hemel Vader, ons sê baie dankie vanmôre vir elke persoon wat vanoggend hier staan en sê ek word deel van die geestelike familie van Lofwoord. Here, soos dat ek my hand op hulle lê, wil ek vra dat U vir elkeen sal bewus maak van die plek wat daar vir hulle is in hierdie gemeente. Want vir elkeen van ons is daar 'n plekjie in hierdie gemeente. Nie wat hulle dink nie, maar wat U wil hê. Dat U vir hulle sal wys waar hulle moet inskakel, waar hulle moet bedien, en dat hulle sal groei op die plek waar hulle geplant is. Dat hulle sal weet, hierdie plek is vir hulle voorberei al lankal. Die Here het al lankal beplan dat hulle gaan staan en deel gaan word van hierdie familie. En dat wanneer hulle by daai deure instap, as hulle inkom met 'n attitude van worship, met 'n leerbare gees, met sê ons sal vandag hoor wat die Here vir ons voorberei het in die week. En nie net sal hoor nie, maar sal uitgaan en gaan toepas in hulle lewe daar buite. Maar die belangrikste wat ek vra vanmôre is, Here, dat hierdie lig wat in hulle skyn, met elke persoon wat hulle elke dag te doen sal kry, hulle die lig van Jesus Christus sal sien. En dat elke persoon wat hier voor ons staan as nuwe lidmate, en ook elkeen van ons, wat al ou lidmate is, sal besef dat ons is baie mense se Bybels. Hulle lees van ons van die Here. So ons gedrag buite in die wêreld moet die lig wees. Elke dag. Dankie vir hulle, Here. Ons loof en ons bring hulle in met liefde en vreugde in die familie. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie. Ek gaan die raad vra om hulle geluk te doen. Baie welkom. Kyk, ek is baie ordentlik vanmôre, né? Baie welkom. Baie welkom vir ons vanoggend. Baie welkom. Baie welkom. Baie dankie. As die raad julle gelukkig wense, dan kan julle maar julle sitplekke inneem. En ek asseblief twee van ons jong manne vra, of my die tafel net mooi saggies op te tel, dat hy blomme nie omval nie, net nie vir die preek so kom neersit asseblief. Ons preek vandag blomme. Die maskers en die pleisters is nou af, dan preek ons blomme. Hoe lyk julle gereedskapkas? Is daar nog elektriese sae en Bybels en sulke goeders by julle? Julle het uitgegooi en weggegooi en pad gevat met dit? Ek wil getuig vanmôre dat in hierdie week wat verby is, 3 mense my gekontak en gesê, pastoor, ek moet 'n masker afhaal. Iemand het gekontak en gesê, pastoor, ek wil die pleisters aftrek. En ek is so dankbaar vir dit. Maar dit is net dat 3 mense is wat geraak is deur een boodskap. Thank God. Want God is 'n persoonlike God en hy werk van persoon tot persoon met ons. Nou familie, ek wil vanmôre praat oor die tema groei, waar jy geplant is. En dis nie net vir die nuwe lidmate nie, dit is vir elkeen van ons wat hierso sit. Jy moet weet waar is jy geplant. As jy hier in Lofwoord 'n lidmaat is, dan jy geplant in Lofwoord. En dan moet jy begin groei in Lofwoord. Jy moet begin groei buite Lofwoord. Onder die gesag van Lofwoord, jy moet uitgaan en buitekant 'n ligstraal gaan wees en nuwe siele vir die Here wen. Dis die belangrikste taak wat ek en jy het. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Dis belangrik. Nou volgende praat ons oor groei waar jy geplant is. Ek gaan eers vir julle lees 'n skrifgedeelte uit Efesiërs 2 vers 5 tot 11. Ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. Ons kan volgens sê uit genade is ons gered. En saam opgewek en saam sit in die hemel in Christus Jesus, sodat hy in die eeuwe wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is julle gered, nie deur die geloof en nie uit jouself nie. Dit is die gawe van God. Nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel,
geskape in Christus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was, en onbestedenis genoem word en die sogenaamde besnyders wat in die vlees met hande opgerig word. Maar ek gaan net tot daar lees. Ek wil hê jy moet onthou dat jy is uit genade gered. Jy is eintlik op 'n plek waar jy deur 'n royal priesthood. Want ons is God se kinders. Ons het 'n Pa wat in die hemel is. 'n Pa wat kyk, 'n Pa wat ons vashou, 'n Pa wat regeer, 'n Pa wat wag dat Jesus ons moet kom haal om na hom toe te kom. Sien julle nog uit na daai dag wanneer Jesus ons gaan kom haal? O, ek kan nie wag nie. 'n oomblik wat jy instap en sê, oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. When I look upon his face, the one who saved me by his grace. Ek is opgewonde met daai dag. Maar terwyl ons nog hier is met ons werk. Ons kan ons tassies pak en sê, ek het my tas pak en aan die kamertjie gesit en sê, nou wag ek vir die Here om te kom nie. Want hy vra, waarmee gaan ek jou besig vind wanneer ek kom? Daarom moet ons groei waar ons geplant is. Kom ons reg op. Nou, kom ons praat geoor plante en groei van blomme. Nou broers en susters, ek gaan eerlik met julle wees, so om die ken, ek bely maklik. Ek weet nie hoe enigiets te plant nie. Dis nie dat ek nie weet nie, ek wil nie weet nie. Verstaan jy? Daar's 'n verskil tussen weet en wil nie. Ek wil nie weet hoe plant jy 'n blom nie. Ek wil nie weet hoe plant jy 'n blom nie, want ek het doen, ek wil nie. Dit vat te stadig om te groei. Ek soek 'n vinnige beweging daar. En toe ek nou so 'n bietjie na Mr. Google toe gegaan. En ek het gaan sien, wat het 'n mens nodig vir plante en groei van blomme? Kom ons praat 'n bietjie oor die natuur. Wie van julle hou van blomme? Ag man, ek dink as iemand wat nie van blomme hou nie. Kyk hoe mooi is die bosblomme vanmôre vir ons, né? Bring soms 'n bietjie lewe. Nou die eerste ding wat jy moet doen, jou voorbereiding, as jy nou iets op plant moet wees, kies die regte plantopsie. Met ander woorde, moet die plant vol son kry, half skadu of skaduwee. 3 opsies. Sien jy hoekom ek dit doen nie? Die grond moet verkieslik los, ryk grond wat goed dreineer wees. Dit voorkom dat die wortels vrot. Ons gaan net praat oor geestelik, né? Onthou bietjie die sin, voorkom dat die wortels vrot. Die grond moet los, ryk grond wees wat goed kan dreineer. Die kompos, maak seker van 'n goeie laag kompos en spuit dit goed en daar is waar jy my verloor met die plant, met die kompos. Want party komposse ruik nie lekker nie, né? Nee, dis sleg, sommer onaangenaam. Nou goed, nou weet ons wat ons moet voorberei, nou moet ons plant. Saailinge, as jy uit 'n potjie uitplant, moet die gat 2 keer so wyd wees as die plant se wortelbal. Amazing. Jy moet dit versigtig uithaal, om te beskadig na die grondplant. Die plaas het in 'n gat in die grond, so die bokant van die grond gelyk is met die tuingrond. Vul die gat op en druk die grond liggies rondom die saad vas. Nie so hard as jy maar of jou vrou so, kom eens, trek die saggies, mooi werk. Dan as jy saad plant, dan saai jy die saad volgens die diepte op die verpakking. Read the manual. Dit was 'n probleem wat ons het. Ons koop iets en dan sit ons in 'n werkie. Ons het nooit die handleiding gelees nie. Nou kom ons terugvat aan die werkie, maar ons vergeet jy moet lees hoe dit werk. En as jy nie doen wat op die manual staan, dan gebeur, kan al die mans vir my amen sê. Sagte amen daai, want hulle weet mos nou. Nou saai saad volgens die diepte op die verpakking. Gewoonlik 2 keer so diep as die saad se grootte. Bedek liggies met fyn grond of kompos. Die volgende een is versorging en groei. Daar het my man al baie moeilikheid met my gehad. Die plante moet water kry. Dan plant hy iets, dan sê ek my nooit moet onthou om met water te gee, dan vergeet ek. Ek praat die waarheid vanmôre, is eerlik. Water die plante onmiddellik nadat dit geplant is. Ek verstaan nie die logika van dit nie, maar ek glo dis wat mense moet doen, dat die mense praat die waarheid. Dan vir 'n deklaag, voeg 'n laag bas of blare rondom die plante by om vog te behou en onkruid te onderdruk. Dit bring 'n bietjie onkruid met geestelike lewe. Die onkruid moet onderdruk raak deur die woord van God. Deur jou Bybel lees. Ons worship volgend. Ware aanbidding. Dit onderdruk die onkruid.
voeding. Dien 'n gebalanseerde, vloeibare kunsmis toe sodra die eerste knoppe verskyn. Daar kom dit alweer. Snoei, verwyder dooie of verlepte blomme gereeld, sodat die plant energie het om nuwe blomme te vorm. Is interessant om te plant, nee, maar ek gaan nog steeds nie probeer nie, ek beloof julle. Ek los dit vir die mense wat weet en wat kan. Wys my gou die prentjie van my advertensie volgende, daai blomme wat hierdie staalhek groei. Dit is die prentjie van die tema asseblief, dankie Lisa. Skus ek maak dit weer mekaar. Die advertensie van die preek. Dis reg, dankie Lisa. Moenie stres nie, dis lekker. Daar sy, groei waar jy geplant is. Sien die bosblomme wat hierdie staalhek gaan? Dink julle? Nou ons kan nooit sê, of ons sê dit maklik, ek kan nie groei nie want. Ek kan nie in hierdie gemeente my bediening uitleef nie, want niemand het my nog gevra nie. Broer en suster, wanneer die Here met jou praat, dan kom jy na my toe en jy sê, die Here het vir my 'n bediening opgeleg, pastoor, waar kan ek dit bedien? Dan gaan ek vir jou sê, kom, ons maak vir jou ruimte. Want ek mag nie vir jou sê nie. Of as die Here vir jou sê, jy moet by die voordeur gaan staan en mense groet, moenie dink jou bediening is minder geag as die worship sangers hiervoor. Elke plek wat God jou wil gebruik, al is daar 'n staalhek waar jy moet worstel om daardeur te kom, dan gaan jy daardeur sodat jy kan blom en dat jy kan groei en dat daar oorwinning kan kom in jou lewe en dat die gemeente kan groei. Wys my gou prentjie 1. Kyk daar. 'n blommetjie wat deur sement groei. Dis maar een van die amazingste goed wat ek nog gesien het. Ek het al baie gesien dat ek hierdie prentjies van Google afgetrek, maar dit was vir my so mooi. Tussen motors, paaie en alles wat dit onmoontlik maak vir groei, maar nog steeds is die plantjie groen en dit groei. Jy gaan ons nie saai op die sement nie. Ons het nou net geleer hoe jy moet saai. Nou dit is mos 'n verkeerde plek. Geef maar die tweede prentjie. Daar's nog eenetjie. Die plantjie het gesê, kan wel op daai water, maar groei gaan ek groei. Al is dit in die sement, al is dit op die verkeerde plek, maar groei gaan ek groei. Ons as kinders van leer, ons moet ourself sê, geen nie om wat gebeur nie, geen nie om wat mense sê nie, ek geen nie om wat 'n situasie met trek, wat 'n siekte of wat 'n ongeluk in my lewe kom nie, maar groei sal ek groei. Ons moet staan daarop. Die derde prentjie. Daar's nog eenetjie. Kyk al daai krake in die sement, maar daai plantjie groei. En die vierde enetjie asseblief Lisa. Kyk hoe mooi is dit. Ek wil dit sommer geestelik nou sê. Kyk daai kleine plantjie wat dan groei met die groot skaduwee. As jy groei, is daar 'n skaduwee agter jou waar mense onder kan gaan sit en skrik. Maar as jy op een plek bly en jy stagneer, dan gaan jou wortels vrot. En dan gaan iemand verbykom en die ou vuil, ou lelike ou plantjie wat dood gaan uittrek en weggooi. Plante in sementkrake. Kom ons kyk, hoekom groei hulle in sementkrake? Dan moet ons rede wees. Ek soek altyd die rede vir iets. Ek sê altyd, hoe gebeur dit? Dis soos nou Makona se blomme. Hoe gebeur dit? Eendag ry jy daar en is niks en volgende dag is daar 'n veld vol blomme wat so beautiful is. Plante vind dikwels 'n klein bietjie grond in voeg wat in nate of krake van sypaadjies en paaie ophoop. Soms saai mense selfs doelbewus blomsaad in sypaadjies om die omgewing te verfraai. Wow. Ek gaan 'n paar van die goed vertel oor hierdie verskynsel. Hier stap hier 'n pad af, hier's 'n plantjie in sement. Hoe gebeur dit? Die eerste woord is 'n vreeslike groot druk. Turbo druk. Plante breek nie sement met rou krag nie, maar deur die konstante turbo druk binne hulle selle wat stadig uitbrei. Nie deur krag of deur geweld, maar deur my gees, so spreek die Heer. Kyk in die natuur, is as jylle beginsel. Die wortelstelsel, die wortels soek die kleinste gaatjie vir water en lig. En soos die wortel dikker word, lig dit die sement op. Glory. Sien julle waar ons gaan in die gees? Onkruidbeheer. As jy hierdie plante wil verwyder,
Help dit om kookwater of 'n asynmengsel in die krake te gooi. Dit voel baie keer vir ons in ons geestelike groei en in ons lewe, as iemand jou met kookwater of 'n asynmengsel gaan gooi, né? Jy moet sommer net verlep en in 'n hoekie gaan sit. Maar dis nie wat die Here wil hê nie. Die Here wil hê ons moet groei en blom vir ons geplant is. Kom ons gaan na geestelike groei toe. 2 Petrus 3 vers 18. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Toeneem is die sleutelwoord daar. Toeneem in genade, toeneem in kennis. Ek het al 'n keer vir julle gesê, kwoteer 'n paar skrifte, gaan hierdie goed uit jou kop uit. Want as jy toegeneem het in hierdie kennis, hierdie woord van God, dan kan die vyand maar kom met sy aanslag. Dan kan die mense wat hy gebruik maar kom met hulle lelike dinge. Maar as ons toeneem in genade, dan sê ons, aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Ons hoef nie te wag totdat hy kom om te kan groei nie. Ons hoef nie iemand te wag om iets vir ons te doen om te kan groei nie. Ons hoef nie vir pastoor te sê, ek ons smeek en sjoebat my ek wil nie toe nie. Ek staan self op, want God het met my gepraat. Die Heilige Gees het iets in my hart wakker gemaak. Ek sal op hom sê, ek sal groei deur hierdie sement om my, ek sal deurbreek, sodat die Here kan sien ek groei. Nie vir mense nie, vir die koning. Jy moet toeneem. Spreuke 4 vers 18. Terwyl die pad van die regverdiges is soos die lig van die môreglans, wat al helderder word tot die volle dag toe. Broer en suster, die lewe is 'n gemors. Ons ry vanoggend deur die straat en ons sien goed wat afgeplat is en veiligheid en alles. Maar ons wat in die lig is en in die lig wandel, ons lewe sal word soos die môreglans. Mense sal na ons kyk en dit sien en sê, ek wil dit ook hê, en wanneer dit gebeur, wanneer hulle na Jesus toe kom, dan kom maar 'n hartsverandering. Ons kan soveel sisteme instel in ons dorp as wat ons wil. Ons kan soveel goed doen as wat ons wil. Ons kan mars, ons kan optogte, ons kan doen net wat ons wil. Maar voordat God se hand nie ingryp en daar 'n hartsverandering by mense kom nie, gaan niks verander. En ons wat gesê het, ons gaan groei waar ons geplant het, is die mense wat die lig laat skyn in die duisternis in, en mense sien dit, en hulle gryp dit aan, en dan kom 'n hartsverandering. Wat doen ons wat in hierdie dorp geplant is, om siele te wen vir die Here? Wat doen ons wat in hierdie gemeente geplant is, om 'n verskil te maak in iemand anders se lewe? Wat doen ons om te groei in ons gees, sodat ons nie soos babetjies op dieselfde plek nog maar sit en moet pap eet nie? Daar moet geestelike groei in elkeen van ons se lewens wees. Jy moet vir jouself vanmôre beoordeel en sê, waar was ek 'n jaar terug gewees in my geestelike groei en waar sit nou? As daar nie groei is nie, broer en suster, dan gaan jy op 'n plek kom dat jy gaan terugdraai na die wêreld toe. Maar as jy begin groei, dan gaan jy bly vorentoe stap. Al is die sement rondom jou. Al moet jy jou van binnekant af moet jy gryp en jy moet deurdruk deur daai sementkrake om by die Here uit te kom. Maar groei moet ons groei. Spreuke 4 vers 8, ekskuus. Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Ons geliefde skrif, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Toets ons onsself nog aan die vrug van die Gees. Of sê ons nee, wat is maar vir 'n ander dag. Maar dis 'n proses. Om die vrug van die Gees jou lewe te laat leef, is 'n proses van geestelike groei. As jy nie daagliks in die woord is nie, as jy nie daagliks bid nie, as jy nie die onderlinge byeenkomste bywoon om saam met die volk te worship en te aanbid nie, om met iemand te gesels nie, dan gaan jy nie geestelik groei nie, dan gaan jy verlep en jou wortels gaan begin vrot. En iemand gaan verbykom en dit uittrek. Alles is op die hand van die Here self. Jy weet hy kan dit doen. Wat het Jesus gedoen toe hy by die vyebome gekom het wat nie vye gedra het nie? Hy het vervloek en hy het verlep. Ons is bome wat moet vrugte dra. Waarna kyk die wêreld as na ons sien? Pragtige, mooi, ronde vrugte? Of vrugte vol wurms? Waarna sat sien die wêreld dra vanmôre in ons lewens? Want dit wat die wêreld sien is wat God ook sien. Want jy kan niks van wegsteek nie.
Johannes 15, vers 4 sê vanmorgen vir my, bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so sal julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Jy kan nie vrug dra, as jy in die Here bly nie. Dis die hele doel van die kruisiging, bly in hom. Bly in hom. Toets jou dageliks. Wanneer jy wakker word in die oggend, toets jou hart. Wanneer jy vanaand gaan slaap, toets jou hart. Wanneer jy in die geselskap van mense sit, raak so 'n bietjie stil en sê, waarna luister ek? Is die goed wat ek na luister, iets wat vir my kan bly in Jesus Christus, of luister ek na my gemors? As jy jou mond oopmaak en jy begin praat, luister wat sê jy? Is die goed wat jy praat reg vir geestelike groei, of is jy besig met die dinge wat God haat? Ek is ernstig vanmôre, broers en susters, ons moet klaarmaak van hierdie goed. Groei kan nie kom as ons sê, Here, ek wil in U bly. Is 'n oorgawe wat jy maak. Dis 'n daaglikse besluit, partykeer sommer 10 keer op 'n dag. Begin deur te besluit wat se tipe gereedskap mens jy is. As jy daar elektriese saag wat ander mense se bene en arms afsaag. As jy die hamer wat mense so op die kop slaan die hele tyd. As jy daai grinder wat elke dag met jou nonsens grind dat mense dit mee kan handle nie. Hulle wil nie by jou wees nie. As jy voel maar mense wil nie met my praat of met my iets te doen en jy vra vir jouself, hoe lyk my lewe? Moenie van daai mense gaan skinder, vra jouself, hoe lyk my lewe? Dat ander mense nie by my wil wees nie. Maar beteken dit ek is 'n skuurpapier mens. Ek is besig om mense van my af weg te stuur. Vra jouself, kyk na jouself, bly in jou baan. Want as jy dit nie doen nie, soos ek gesê het, vrot jou wortels. Dit gaan net getrek raak. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Hoe hierdie sukkel ons almal mee, broers en susters? En jy moet bely by die Here as jy sukkel met hom. En jou huis elke dag. Vertrou op die Here met jou hele hart. En stuur nie op jou eie insig nie. Ken hom en al jou weer, dan sal hy jou paai gelyk maak. Ken hom en al jou weer. Ken hom en al jou weer. Ken hom en al jou weer. Dan sal hy jou paai gelyk maak. Ken hom en al jou weer. Ken hom en al jou weer. Ken hom en al jou weer. Dan sal hy jou paai gelyk maak. Sing dit elke dag. Dat jy jouself kan herinner wat jy moet doen. Ken hom in jou weer. Ken hom wanneer jy opstaan in die oggend. Wanneer jy jou planne uitsit vir die dag, sê Here, hier is die planne wat ek moet doen, help my. Dan sal hy, ons het nou weer gesien donderdag, daai bakkie geweet, God se hand van beskerming, as om daai mense gewees wat ons het gebid by oggend voordat hy weg is. Daai aand sê ons dankie Here, dat ons nie vandag 'n begrafnis moet beplan nie, maar ons gaan sê dankie vir almal is veilig by die huis. Ken hom en al jou weer. Dan sal hy. Die vertroue kom daarin, waar jy kan sê, hy sal. Ek hoef nie te wonder of God sal nie, ek kan wonder of jy sal, maar God sal jou nooit in steek laat nie. Hy sal elke dag vir jou deurkom, hy gee vir jou plekke en tye en mense in jou lewe, wat jou help om reg op te staan, wat jou laat vorentoe stap en sê, ek vertrou die Here, dan kan jy hom vertrou. Dis die een mens, persoonlik nie bang is om te vertrou, is die Here. Johannes 1 vers 2 tot 4. Maar hierdie hou ons nie van nie. Ag, dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekings val. Ons wil nie. Ons wil daai vers ken, want ons wil nie versoekings val nie. Ons wil nie moeilikheid hê nie. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, 'n vrug van die Gees. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Ons wil nie teëspoed hê in ons lewe nie. Ons wil nie moeilike omstandighede hê nie. Want dit is nie lekker nie. Want meeste van die tyd in ons moeilike omstandighede sit ons 'n pleister op en 'n masker op. Keer sien nie,
As jy my vertrou, en jy kom na my, dat jy nie nodig vir 'n masker en luister nie. Want ek sê in elk geval reg deur jou. Ek kan heel maak. Ek kan nuut maak. Ek kan herstel. Ek kan jou optel. Ek kan jou voed met my kosbare woord. Ek kan vir jou die krag gee wat jy nodig het om vorentoe te gaan. Bly net groei. Bly net groei. Bly net staan. Bly net staan. Vertrou op die Here. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here wag, Karamanda Kosieda, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Hierdie broers en susters is geestelik. Want ons almal as jy hardloop word jy moeg. As jy heeldag gaan loop, gaan jy moeg word, ons natuurlike liggame. Hier praat God geestelik. Wandel in my, hardloop in my, bly by my. Jy sal nie moeg word nie, maar jy soos 'n arend bo kan alles opstyg. Jy sal kyk na die goed en sê vir my God is niks onmoontlik nie, want jy's bo kan die omstandighede. Jy nog nooit vir iemand sê onder die omstandighede nie, want wat maak jy onder die omstandighede? Jy's 'n kind van God, jy's bo dit. Jy's 'n arend wat sweef, want jy vertrou op die Here wat gesê het ek sal jou help. En hy kan, en hy sal jou nooit teleurstel. Hulle wandel, en word nie mat nie. Dis 'n wonderlike skrifvers. Ek kan dit as 'n paar keer in my lewe op 'n Saterdag aan, wat ek so siek was soos 'n hond, en op die ander bed dan sê ek, ag Here, help my. Ek moet môreoggend voor die familie staan, en dan word ek die Sondagoggend wakker gesond. Nie 'n simptoom van siekte in my liggaam. Want ons hardloop en ons word nie moeg as ons in die Here bly nie. As ons hom vertrou, as ons by hom staan nie. Gaan die orkies my kom help asseblief. Ek wil afsluit met die volgende ding wat ek sê. Ons wil vir die sing, I love you Lord, the goodness of God. Maar vanmôre wil ek ook 'n uitnodiging aan jou rig. En as jy nie wil nie, hoef jy nie. Dis nie verpligtend nie. Maar hier voor op die tafel sal jy sien, daar klippies en skulpies. Nou gaan jy my vra, wat het dit met die preek te doen? Ek gaan nou vertel. Klippies en skulpies wat my altyd dink aan die see. En as ek na die see kyk, elke keer wat ek by water sien breek en hy golwe en hy see raak en ek hoe groot is God. Dan herinner dit my daaraan om te groei waar ek geplant is. So ek gaan jou vra vanmôre net as jy wil kom of jou of 'n klippie of 'n skulpie, vat dit saam met jou huis toe. Ons manifesteer nou vanmôre hierdie boodskap. Dan sit jy dit op 'n plek neer waar jy dit elke dag kan sien. En wanneer jy dit sien, dan gaan die Here jou herinner. Die Heilige Gees jou herinner en sê, groei jy nog waar jy geplant is. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou hart? Waar is die masker? Waar is die pleister? So ons gaan sing, I love you Lord, en enigeen wat vorentoe wil kom, iets kom haal, asseblief doen dit, en daarna gaan ons aansluit. I love you. So, Excuse julle. I love you Lord. For mercy never fails me. All my days I've been held in your hand.
running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Halleluja, dankie Here dat ons vanmôre van die goedheid kan sing. Dankie dat vanmôre mense het wat gesê het, ons skakel in by lofwoord. Ons gaan deel wees van 'n geestelike familie. Ons gaan groei waar ons geplant is, Here. Ek wil vra dat elkeen sal help in hierdie besluit wat hulle vanmôre neem. Dat jy sal herinner, Heilige Gees, elke plek waar hulle wandel en wat hulle doen, dat hulle sal weet, ons moet groei omdat ons by Jesus wil uitkom. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Familie, ons gaan afsluit met all over the world. Want onthou, jy is nie net groei hier nie, jy is groei daar buite. Né? Onthou, jy groei daar buite. So ons gaan almal lekker saam sing nou. All over the world. The Spirit is moving. All over the world. The Spirit is moving all over the world, as the prophet said it would be. All over the world is the mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Deep down in my heart. Deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the prophet said it would be. Deep down in my heart is a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the Right here in sea. this place. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Halleluja, prys die Here. Broers en susters, baie dankie dat jy was vanoggend. Ek wil Mario vra om ons af te sluit met gebed. Ek groet jou daar by die deur en ek nooi jou vir 'n lekker koppie koffie daardie tyd. Sien jou volgende Sondag. Ek gaan preek oor God verander 'n vraagteken na 'n uitroepteken. Glory to God. Baie dankie. Kom ons uit die oor. Baie dankie Here vir die voorreg wat ons gehad het om vandag in die huis te kan vergader, Here. Ons dankie vir die woord, Here, wat U vandag vir ons gebring het. En ons vra, Heilige Gees, wees met ons in hierdie week. Ek vra dat U vrugte binne ons sal laat groei, Here, want is U wat dit doen, Here, nie ons, Here. Al wat ons kan doen is oorgee en vir die hulp vra en U doen die res. Here, ons dankie vir elke persoon wat vandag aangesluit het by ons familie, Here. Ons dankie dat hulle besluit het om hiernatoe te kom en dat Here hier gestuur het, Here. En ek vra dat elkeen 'n plek sal kry om te groei hier by Lofwoord, Here. Dat elkeen hulle bediening sal kan uitleef, Here. En ek vra net, Here, dat hulle die liefde sal ervaar wat net U kan gee. Here, ek dank U vir die voorreg wat ons het om te weet ons dien 'n lewende God, Here. En ek vra, Here, dat deur hierdie week elkeen U sal erken, Here. Dat elkeen U sal sien beweeg in hulle lewens, Here. Dat wanneer ons moeg word, dat U ons sal krag gee, Here. Ons dank U vir wie U is en vir wat U alles doen, Here. Dra ons deur die week en bring ons volgende Sondag veilig hier vandaan. In Jesus Christus naam bid ons. Amen.